Hier en noord, ek wil hier
Goeiemôre gemeente. Baie welkom by hierdie erediens. Mag u die teenwoordigheid van God ervaar, net daar waar u ook is. Die digter van Psalm 121 sê, ek kyk op na die berge, waar vandaan sal my hulp kom? Want in die antieke wêreld het mense gedink dat die gode bly mos op die berge, en daarom het hulle ook altyd hulle altare en tempels bo op die berge gebou. Maar dan sê die psalmdigter, dat sy God nie op die berge bly nie. Hy sê, my hulp kom van die Here, wat die hemel en die aarde gemaak het. My God is die God wat selfs hierdie berge gemaak het. Hy bly nie op die berge nie, maar hy het selfs die berge gemaak, en die hemel gemaak, en die aarde gemaak, en in sy naam van hierdie God, dat ons ook vandag hierdie diens hou. Genade en vrede vir u, van God ons Vader, en Jesus Christus. Amen. Gemeente, ek gaan nou vir u die wet voorlees, maar ek wil dit nie lees in die Ou Testament nie, ek gaan dit lees in die Nuwe Testament, waar Jesus sê dat hy die wet nie opgehef het nie, en dat hy nuwe betekenis aan die wet gegee het. Eintlik stel hy hom ook daar teenoor die wette van die Ou Testament, want hy sê elke keer, dan sê hy, julle het gehoor dat daar van die ou tyd gesê is, en dan sê, maar ek sê vir julle. So elke keer gee hy die wet van die Ou Testament, en dan kom Jesus en sê, maar ek sê vir julle, en dan maak hy die wet eintlik nog 'n bietjie moeiliker. So in Matteus 5 word Jesus eintlik amper as 'n nuwe Moses voorgestel, omdat vers 1 begin ook om te sê dat Jesus op die berg geklim het, en daar gaan sit het en die mense geleer het, en ons weet mos dat Moses ook op die berg die wet van God gekry het. So, ek gaan vir u so 'n paar seleksies lees vanaf Matteus 5 verse 17 tot 45. Moenie dink dat ek gekom het om die wet of die profete ongeldig te maak nie. Ek het nie gekom om hulle ongeldig te maak nie, maar om hulle volle betekenis te laat kry. Dit verseker ek julle, die hemel en die aarde sal eerder verbygaan, as dat een letter of letterstreepie van die wet sal wegval voordat alles voleindig is. Julle het gehoor dat daar van die ou tyd af aan die mense gesê is, jy mag nie moord pleeg nie, en elkeen wat moord pleeg is strafbaar voor die regbank. Maar ek sê vir julle, elkeen wat vir sy broer kwaad is al strafbaar voor die regbank. Verder, elkeen wat sy broer uitskel vir 'n gek, is strafbaar voor die Joodse raad. En wie hom uitskel vir 'n idioot, is strafbaar met die helse vuur. Julle het gehoor dat daar gesê is, jy mag nie egbreek pleeg nie. Maar ek sê vir julle, elkeen wat na 'n vrou kyk en haar begeer, het reeds in sy hart met haar egbreek gepleeg. Julle het gehoor dat daar gesê is, 'n oog vir 'n oog en 'n tand vir 'n tand, maar ek sê vir julle, julle moet julle nie teen 'n kwaadwillige mens verset nie. As iemand jou op die regterwang slaan, draai ook die ander wang na hom toe. As iemand jou hof toe wil vat, om jou onderklere te eis, gee hom ook jou boklere. As iemand jou dwing om sy goed 1 kilometer ver te dra, dra dit vir hom 2 kilometer. Julle het gehoor dat daar gesê is, jou naaste moet jy lief hê en jou vyand moet jy haat. Maar ek sê vir julle, julle moet julle vyande lief hê, en julle moet bid vir die wat julle vervolg, sodat julle kinders kan wees van julle Vader in die hemel. Tot sover.
Liewe gemeente, as ons so luister na die woorde van die Here en ons meet ons eie lewe daaraan, dan weet ek dat u ook net soos ek voel dat ons so skuldig staan dat ons eintlik dit my herinner aan die gelykenis wat Jesus vertel het van die fariseer en die tollenaar wat daar in die tempel gestaan het. En jy weet, in die antieke wêreld het die mense altyd wanneer hulle gebid het hulle opgekyk na bo en hulle hande opgehef na bo, dan staan daar van die tollenaar, selfs wou hy nie sy oë ophef na die hemel nie. Maar hy het ook met sy hande op sy bors geslaan en het gesê, o God, wees my sondaar genadig. 'n Skuldbesef, omdat hy weet dat hy nie die wet uitleef nie. En ek dink dat dit ook waar is van ons, dat ons weet dat ons nie die voorskrifte van die Here altyd uitleef nie. Maar dieselfde gelykenis wat Jesus vertel het, van die fariseer en die tollenaar, word vir my ook 'n pragtige voorbeeld van genadeverkondiging. Want dan sê Jesus oor hierdie tollenaar, dat hy het huis toe gegaan as een wie se saak reg was met God. Anders as die geval van die fariseer wat gedink het dat hy alles gedoen het. En hoekom? Omdat hierdie tollenaar God se hart van liefde raak gesien het. Sy genade raak gesien het. En ek en u wat in die post-Nuwe Testamentiese era leef, kan dit nog beter begryp, omdat ons weet dat Jesus vir ons sonde gesterf het. En daarom is dit vir my ook so lekker om vanoggend vir u te kan sê, dat as u beroep op die soensverdienste van Jesus Christus, dat u verhouding met God ook reg is. Dat u ook kan huis toe gaan as een wie se verhouding met God heel gemaak is, omdat ons beroep op Jesus Christus. En dit is 'n standhoudende verhouding. Dit is nie net iets wat aan en af is nie. Die dag as ons vir Jesus sê dat ons sy soensverdienste ook ons eiendom maak, dat ons daarop beroep, dan word ons ook so vrygespreek. Gemeente, ons het mos die gebruik om in ons erediens ook ons geloof te bely. Ek wil dit vanoggend op 'n ander manier doen, deur sommer net te verwys na Lukas 7 vanaf vers 18, waar ons lees dat Johannes die Doper bekommerd was. Hy sit daar in die tronk en hy begin twyfel of Jesus tog die Messias is. En dan stuur hy 2 van sy disippels na Jesus toe, en die disippels, sy 2 disippels moes Jesus toe vra, is u die Messias, of moet ons nou vir iemand anders wag? En dan antwoord Jesus vir die 2 disippels en sê, gaan sê vir Johannes die Doper, dat lammes loop, blindes sien, dowes hoor, melaatses word gereinig, en dooies word opgewek, en aan die armes word die evangelie verkondig. So Johannes die Doper moes weet dat Jesus inderdaad die Messias is, vanweë die werke van Jesus Christus. En vandag is dit ook ons belydenis. Ons kan sien en beleef hoe Jesus mense se lewens omkeer en nuut maak en nuwe lewe gee. En daarom weet ons ook dat Jesus is die Seun van God en hy is God. Dit is ons belydenis, dat Jesus is die lang verwagte Messias. Kom ons bid saam. Ons Vader in die hemel, daar is so baie dinge rondom ons, wat ons tans onrustig maak, wat maak dat ons ook sukkel om aandag te gee, en op u te fokus. Skenk ons asseblief ook nou u rus en u vrede, sodat ons aandag op u woord kan vestig. Vader, dankie vir die voorreg om u eeueoue woord te kan opneem, en dat ons ook u daardeur beter kan leer ken.
Ons bid vir die erediens en dat alles wat hier gebeur tot u eer sal wees. Dankie vir u genade wat u elke dag oor ons lewe uitgiet en wat ons nou ook weer kan ervaar wanneer ons voor u stil word. Vader, maak ons nou ook deur u Gees vir u woord ontvanklik. Amen. Gemeente, my tema vandag is 2 verhale in desperate tye. En ek wil graag die 2 verhale uit die Bybel lees, omdat ons self vandag in baie moeilike tye lewe. En mense voel baie keer desperaat, asof daar nie 'n uitweg is nie. En daarom het ek besluit om met u sommer vandag te gesels oor Markus 5 vanaf vers 21, waar ons lees eerste plek van Jairus, wat desperaat was oor sy dogtertjie wat baie uiters siek was en na Jesus toe gekom het vir hulp. En dan op pad na sy huis loop hulle vir 'n vrou raak wat aan bloedvloeiing gely het. Dit beteken dat sy 12 jaar lank aaneenlopend elke dag gemenstrueer het en wat vir haar 'n baie groot probleem was. Groot ongemaklikheid. En dan genees Jesus vir haar en dan gaan hulle verder na Jairus se huis toe. Dit is die 2 verhale wat ek vanoggend wil lees en sommer net wil hê dat ons daaroor moet nadink. So ek gaan nou vir u lees uit Markus 5. Markus 5 vanaf vers 21. Jezus het daarna met die skuit teruggevaar oorkant toe, en toe hy nog daar by die see was, het 'n groot menigte om hom saamgedrom. Een van die raadslede van die sinagoge, 'n man met die naam Jairus, kom toe daaraan. Net toe hy vir Jesus sien, val hy op sy knieë voor hom en smeek hom dringend: "My dogtertjie lê op haar uiterste. Kom lê tog u hande op haar, sodat sy gesond kan word en lewe." Jesus het saam met hom gegaan. 'n Groot menigte het agter hom aangegaan en hulle het van alle kante af teen hom gedruk. Daar was ook 'n vrou wat al 12 jaar lank aan bloedvloeiing gely het. Sy het baie gely onder die behandeling van talle dokters en het alles wat sy gehad het daaraan bestee. Sy het egter geen baat daarby gevind nie. Haar toestand het eerder vererger. Sy het van Jesus gehoor en in die gedrang nader gekom en van agter af aan sy klere geraak. Want sy het gedink: as ek maar net aan sy klere kan raak, sal ek gesond word. En dadelik het die bron van haar bloedvloeiing opgedroog, en sy kon aan haar liggaam agterkom, dat sy van haar kwaal ontslae was. Jezus het ook self onmiddellik geweet, dat daar van hom krag uitgegaan het. Hy het hom in die gedrang omgedraai en gevra: "Wie het aan my klere geraak?" Sy disippels het hom geantwoord: "U sien tog dat die mense van alle kante af teen u druk, en dan vra u nog: wie het aan my geraak?" Hy het rondom hom gekyk om te sien wie dit gedoen het. Die vrou het geskrik en gestaan en bewe, want sy het besef wat met haar gebeur het. Sy het toe voor hom op haar knieë kom val en vir hom haar hele geskiedenis vertel. Daarna sê hy vir haar: "Dogter, jou geloof het jou gered. Gaan in vrede. Wees vergoed van jou kwaal genees." Terwyl Jesus nog met die vrou praat, kom daar mense van die raadslid van die sinagoge se huis af en sê vir hom: "U dogter het gesterwe. Waarom val u nog ons leermeester lastig?" Jesus het egter met die een oor gehoor wat daar gesê word, en hy sê toe vir die raadslid van die sinagoge: "Moet jou nie ontstel nie, bly maar net glo." Jesus het niemand behalwe Petrus,
Jakobus en Johannes, die broer van Jakobus, toegelaat om verder saam met hom te gaan nie. Hy kom toe by die huis van die raadslid van die sinagoge aan en sien die hele gedoente van mense wat verskriklik huil en te kere gaan. Hy het ingegaan en vir hulle gesê, wat raas en huil julle so? Die kindjie het nie gesterwe nie, sy slaap net. Hulle het hom uitgelag. Hy het almal beveel om uit te gaan. Hy het net die pa en die ma van die kindjie en die 3 disippels wat by hom was, saamgeneem en in die kamer ingegaan waar die kindjie was. Hy vat toe die kindjie se hand en sê vir haar, Talita kum. Dit beteken, dogtertjie, ek sê vir jou, staan op. Dadelik het die dogtertjie opgestaan en begin loop. Sy was al 12 jaar oud. Die mense was stom van verbasing. Hy het hulle toe streng opdrag gegee om niemand anders daarvan te laat hoor nie en gesê hulle moet vir haar iets te ete gee. Tot sover. Liewe gemeente, watter pragtige 2 verhale wat ons nou pas gelees het. Interessant ook om te kyk dat dit voorafgegaan word deur 2 ander interessante verhale waar Markus vir ons vertel dat Jesus mag het en heerlikheid het. Die eerste verhaal is waar Jesus die storm stil maak en Markus vir ons wil sê dat Jesus mag het oor natuurkragte. Hy kan selfs die storm stil maak. Die tweede verhaal is die verhaal van die besetene van Gerasa, waar ons lees dat Jesus bose geeste of demone uitdryf uit 'n man uit. En so wil Markus vir ons sê, dat Jesus ook mag het oor die geesteswêreld, oor die natuurkragte, oor die geesteswêreld. En dan lees ons nou die 2 verhale, en die eerstens die verhaal van van Jairus, waar Jesus ook mag het oor die dood, en in die geval van die vrou, waar Jesus ook mag het oor die siekte. Maar kom ons kyk nou spesifiek na hierdie 2 verhale, waarop ons vandag wil fokus. Eintlik is dit pragtig om te sien hoe hierdie verhaal van die vrou wat aan bloedvloeiing gely het, ingebed is, presies ingebed is, in die groter verhaal van Jairus. Want ons lees eers van Jairus, wat by Jesus kom en vir hom sê, asseblief, my dogter is op haar uiterste, en dan wil hy Jesus omtrent amper vashou en sê, kom na my toe, kom na my huis toe, en dan, wanneer die hele optog soontoe loop, kom die optog as ware tot stilstand, want dan het ons die verhaal en die gesprek met hierdie vrou, en dan gaan die verhaal aan, waar Jesus na Jairus se huis toe gaan, en sy dogtertjie opwek. Interessant, wanneer ons na hierdie 2 verhale kyk, hoeveel ooreenkomste daar tussen hierdie 2 verhale is. In beide verhale lees ons van die getal 12, die vrou wat 12 jaar lank, tydig en ontydig aaneenlopend gemenstrueer het, en dit verskriklik onaangenaam was. Die dogtertjie, lees ons, was 12 jaar oud. Ons lees in beide gevalle van vroue. Dit is die vrou wat aan bloedvloeiing gely het, en dan ook die geval van die dogtertjie. In beide gevalle lees ons die rol wat geloof speel, en ons lees ook in beide gevalle dat Jesus genees of red. Die Griekse woord wat gebruik word vir redding of genesing is presies dieselfde. En natuurlik, al 2 verhale gaan oor desperaatheid. Dis mos die tema van ons preek ook vandag. 2 verhale in desperate tye, omdat ons ook in vandag se tye so desperaat is. Daar is ook 'n hele klomp verskille tussen hierdie 2 verhale. Want in die geval van Jairus is dit 'n man, en dan teenoor die vrou. Jairus is natuurlik 'n belangrike man, een van die raadslede van die sinagoge.
Hy het selfs 'n naam, Jairus. Die vrou daarenteen weet ons omtrent niks van nie. Sy het nie eers 'n naam nie. Ons weet net van haar siekte en dat sy nie meer geld het nie en dat sy alles al opgebruik het vir haar siekte. Hierdie twee teenstellings dan ook tussen hierdie twee verhale. Maar, liewe broer en suster, ons moet ook om die verhaal ten volle te begryp, net ook ietsie verstaan hoe die antieke wêreld gekyk het na menstruasie. 'n Vrou is as onrein beskou wanneer sy gemenstrueer het. So hierdie vrou was eintlik dus 12 jaar lank onrein. Ons kan gaan kyk maar in Levitikus 15, waar daar beskryf dat selfs wanneer so 'n vrou aan iemand raak, is ook daardie persoon onrein. Daar sit natuurlik 'n stuk ironie in hierdie verhaal, want hierdie vrou moes deur hierdie skare deurdring van agter af om by Jesus te kom, en sover as wat sy natuurlik gegaan het sy hulle ook almal onrein gemaak. En eintlik ook Jesus, wat 'n rabbi was, en eintlik dis ook heilig, dat ook Jesus sou dus onrein word, nadat sy aan Jesus geraak het. Maar voordat ek verder gaan, wil ek net eers vir u so 'n paar interessante dinge vertel, omdat ons in die buitebybelse literatuur nogal 'n interessante inligting kry oor hierdie vrou. Ons lees in buitebybelse literatuur dat hierdie vrou se naam was Veronica, en die Griekse ekwivalent van Veronica is Berenice, so ons kry haar naam in buitebybelse geskrifte. En dan vertel iemand vir ons, Eusebius, dat hy op 'n stadium na haar huis gegaan het en dat sy aan die voet van die Hermonberg gebly het en dat sy so bly was oor dit wat met haar gebeur het, dat sy 'n standbeeld opgerig het in haar voortuin van 'n vrou wat raak aan Jesus se kleed, 'n brons standbeeld wat sy opgerig het. Ons lees in die buitebybelse dokumente dat sy 'n vermoënde vrou was. Natuurlik hier in hierdie Nuwe Testament verhaal lees ons dat sy eintlik al haar geld opgebruik het al, en dat dit niks gehelp het nie. Ons kan maar sê haar mediese fonds was uitgeput en haar spaarfonds was uitgeput, haar bankrekening was leeg, want dit is hoekom sy so desperaat is, en dan staan daar nog 'n verdere sin, en haar toestand het net nog erger geword. Hierdie vrou was desperaat vir hulp. Interessant ook in buitebybelse literatuur, sommer net ietsie oor hierdie vrou. Ons lees dat toe Jesus verhoor is en toe voordat hy gekruisig is, dat hierdie vrou na die hof toe gegaan het en dat sy ingestap het en daar gesê het, maar ek wil getuig vir hierdie Jesus, ek wil getuig oor hom. En dat die mens hom vir haar uit die hofsaal uitgejaag het en gesê het, 'n vrou se getuienis tel nie. Ons lees verder in die buitebybelse literatuur dat sy langs die pad gestaan het, langs die Via Dolorosa, die lydenspad wat Jesus geloop het op pad na die kruis, toe hy sy kruis gedra het, en dat sy op 'n stadium vir hom 'n lap gegee het om sy gesig af te vee. En hy het sy gesig afgevee, en so vertel die tradisie vir ons, dat toe hy vir haar die lap gee, was Jesus se afbeelding op hierdie lap, en sy het hierdie lap daarna bewaar. Goed, dit is nou maar deel van die tradisie, maar net interessant om ook na hierdie tradisie te kyk. Maar die groot vraag, ek dink, en dit is 'n belangrike vraag, is hoekom het Jesus hierdie vrou ontmasker? Dit is nie maklik vir 'n vrou om 12 jaar lank aan mekaar te menstrueer nie. Sy skaam daaroor, sy is verleë daaroor, en dan kom sy en sy raak aan Jesus se kleed, en sy kry genesing, en dan vra Jesus, wie het aan my geraak? Natuurlik sê die disippels, maar dat dit is eintlik 'n onsinnige vraag. Almal raak aan U op die oomblik, daar's 'n gedruk
van mense. Maar Jesus weet dat daar krag van hom uitgegaan het. En daarom sien jy die vrou raak en dan lees ons hierdie sinnetjie en dan staan daar en die vrou het geskrik en gestaan en bewe, want sy het besef wat gebeur het, haar vrees, né? En sy het toe voor hom op haar knieë geval en vir hom haar hele geskiedenis vertel. Dit is vir my verskriklik om te dink dat hierdie vrou, dit wat in haar liggaam gebeur en wat baie intiem is, dat sy dit voor die skare moes vertel en uitblake. En mens kan amper sê dat Jesus dit van haar verwag. En interessant is, ek so na die antieke geskrifte gaan kyk, en antieke teoloë het hulle al daaroor geskryf en gesê, maar hoekom het Jesus dit gedoen? Hoekom het hy haar so ontmasker? En dan skryf die antieke teoloë, dat dit is omdat Jesus mens altyd volkome genees, die totale mens genees. Vir hierdie vrou het haar probleem net gedefinieer as my menstruasieprobleem. Maar Jesus het geweet dat as sy daar weggaan, sou sy met 'n skuldgevoel weggegaan het. Veral in die antieke wêreld, waar daar baie geneesheere was. Mense wat daarop gestaan het, dat hulle wondegenesings kon doen. En hulle het geld gevra vir wat hulle gedoen het. So hierdie vrou kon teruggegaan het, en gevoel het dat sy haar genesing Jesus kyk natuurlik baie dieper, en hy sien nie net hierdie vrou se menstruasieprobleem nie, maar hy weet ook dat sy met 'n skuldgevoel sou huis toe gaan, en daarom spreek hy ook dit aan. En deur die feit dat sy haar verhaal, haar volle verhaal vir Jesus kon vertel, kon Jesus vir haar sê, hierdie pragtige woorde, dogter, jou geloof het jou gered, gaan in vrede, wees vergoed van jou kwaal genees, gaan in vrede, want sy sou beslis nie in vrede kon weggaan, as sy nie haar verhaal vir Jesus vertel het nie, want sy sou met 'n skuldgevoel opgesaal gesit het. Maar daar's ook 'n tweede rede, waarom die antieke teoloë ook sê, en moderne teoloë ook, waarom sy haar verhaal vir Jesus moes vertel het. En dit is omdat sy 'n verkeerde konsep van Jesus gehad het. Sy het gedink dat Jesus maar net nog een van die geneesheere is van daardie tyd. En daarom dat sy gedink het, dis al wat sy by Jesus kon kry. Maar Jesus moes vir haar dus eintlik perspektief gee en wys dat hy baie meer vir haar bied as maar net genesing. Want hy is die Christus, hy is die Seun van God, hy is die Messias. Wanneer ons na Jesus toe kom, dan wil hy ons in totaliteit aanraak. Jesus gee vir ons baie meer as wat ons verwag. En ons kan altyd verwag om by God die onverwagte ook te kry. Maar broer en suster, hierdie verhaal gaan verder en ons lees waar die optog verder gaan na Jairus se huis en die mense dan na Jairus toe kom en sê, maar moenie meer die meester pla nie, want die dogter is reeds dood. En dan lees ons, Jesus het egter met die een oor gehoor wat daar gesê word. En hy sê toe vir die raadslid van die sinagoge, moet jou nie ontstel nie, bly maar net glo. Wat beteken dit hier, net met een oor gehoor? Nee. Dit is nie asof Jesus nie aandag gegee het nie. Maar dit lyk nogal so, as ons vir iemand sê, maar jy luister net met een oor na my, dan sê ons eintlik, jy steur jou nie aan my nie, jy gee nie aandag aan my nie. Maar dit is nie wat met hierdie Griekse woord bedoel word nie. Hierdie Griekse woord beteken net,
dat Jezus het dit eintlik die mense se boodskap afgemaak, genegeer. Gedink dis nie belangrik nie, dis onbelangrik. Moet jy nie daaraan steur nie. En daarom sê hy net vir Jairus, moet jou nie ontstel nie. Bly jy maar net glo. En dan lees ons dat Jezus slegs vir 3 disippels saamgeneem het, naamlik Petrus, Jakobus en Johannes, die broer van Jakobus, en dan saam met die ma en pa, hulle toegelaat om saam in die huis te gaan, en so ook wanneer Jezus natuurlik sê dat die dogtertjie slaap net, dan moet ons dit nie as 'n diagnose beskou, en asof ons nie hier regtig opwekking uit die dood het nie, maar net iemand wakker maak wat slaap nie. Hierdie meisie was dood. Die antieke mens het geweet hoe lyk dit wanneer iemand dood is, want hulle het baie keer by die dode gestaan. Maar Jezus bedoel hier vanuit God se perspektief, vanuit sy perspektief, is dit bloot slaap. Dan beveel hy hulle om uit te gaan, en al die ander mense uit te gaan, vat hy die kindjie se handjie en hy sê, Talita kum, en dit beteken dogtertjie, staan op, en dan het die dogtertjie dadelik opgestaan en begin loop, en so is ook Jairus se gebed en smeking verhoor. Liewe broer en suster, wat is nou die boodskap van hierdie 2 verhale? 2 pragtige verhale van 2 mense met verskillende statusse. 'n lid van die sinagoge, belangrik, en 'n vrou wat onbelangrik is. Die Bybel gee nie eers haar naam nie. Wat is die boodskap van hierdie 2 verhale? Wat het hulle in gemeen? Hulle het in gemeen omdat dit gaan oor geloof, die rol van geloof. Ons verskraal baie keer geloof net tot glo dat Jezus vir jou sondes gesterf het. Dit is ons definisie van geloof. Glo dat Jezus vir jou sondes gesterf het. Dit is natuurlik ook waar. Maar Markus wys vir ons hier op 'n ander faset van geloof, wat vir jou sê, as jy aan die einde van jou menslike vermoëns kom, as jy voel, daar is geen uitweg meer nie, dat jy steeds jou hand na Jezus kan uitreik, en dat jy by hom selfs die onverwagte kan verwag. Jy kan weet dat Jezus, dat God jou help. Ons ongelukkig van kleins af, het ons mos nou maar geleer, dat ons op ons kundigheid en op die wetenskap en op ons kennis moet staat maak en kan staat maak. Maar Markus vertel vir ons hier, dat wanneer ons sonder uitsig in die lewe is, wanneer die omstandighede uiters swaar is, uiters moeilik, en wanneer ons voel dat ons absoluut desperaat is, dat ons steeds ons na God kan wend, na Jezus kan wend. Dit is die een boodskap van hierdie verhaal. En die ander boodskap is, dat God wel iets kan doen aan ons situasie. Hy het bo-menslike krag, en God kan situasies wat hopeloos lyk, kan hy verander. Ja, Jezus en of God kan ons in totaliteit aanraak. Raak ons aan op baie meer plekke as wat ons verwag. So dikwels omskryf ons probleem maar baie eng. Ons verloor dalk ons werk deur herstellende aksie, en ons dink ons probleem is net dat ons nie werk het nie, maar intussen het daar dalk ook 'n gevoel van woede teenoor ander rasse by ons ontstaan.
Of ons het kanker en ons dink dis die probleem, maar intussen tyd is daar ook by ons 'n vrees wat gaan met ons kinders gebeur. Of ons kind loop 'n verkeerde pad en dit bekommer ons, maar verder het ons ook 'n skuldgevoel dat ons dalk as ouer ons plig versuim het. En so baie keer definieer ons probleem baie eng. Maar God sien ons groter probleem raak en hy kan vir ons in totaliteit aanraak. Liewe broer en suster, dit dan is die twee boodskappe van hierdie twee pragtige verhale. Selfe boodskap, twee selfe boodskappe in beide verhale. Naamlik dat ons in geloof, wanneer ons geen uitkoms meer sien nie, na God kan gaan, en tweedens, dat God situasies kan verander. Amen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, daar is baie van ons wat met allerhande bekommernis in ons harte sit. Dankie dat ons vanoggend net weer herinner kan word daaraan, dat ons bekommernisse in geloof na U kan neem. Soms is dit so moeilik om regtig net in geloof aan die waarhede in die skrif vas te hou en om ons onrus en laste aan die voet van U kruis neer te sit en om regtig volkome ons hoop op U te plaas. Soos daardie pa van wie ons in Markus 9 vers 24 lees, wil ons ook vandag saam met hom uitroep, ek glo, Here, help my in my ongeloof. Maar tog, Here, wanneer ons terugkyk na ons lewe, dan kan ons getuig daarvan, dat dit nog altyd die moeite werd was, om aan U vas te hou. Ek wil graag vandag elke gelowige, wat desperaat voel oor omstandighede, en wat na hierdie boodskap geluister het, en wat bekommernis in sy of haar hart ronddra, aan U opdra. Vader, beskerm ons asseblief, en red ons uit omstandighede wat ons druk, soos wat Christus ook, daardie vrou as ook Jairus se nood weggeneem het. Vandag wil ons ook vir ons jeug bid. Ons wil eerstens bid dat sonderskole en kategetiese klasse en eredienste regtig 'n stewige grondslag vir ons kinders sal bied. Daarom bid ons dat U ons leraars en onderwysers sal toerus deur U Gees om ons kinders in waarheid te lei. Ons bid vir ons jeug. Hulle staan voor soveel keuses wat hulle moet maak en hulle keuses kan lewenslange implikasies vir die res van hulle lewe hê. Ons wil bid dat ons jeug keuses sal maak wat geskoei is op gesonde beginsels in U woord. En dan, Vader, bid ons dat U naam in ons lewe en in die lewe van ons jong mense verheerlik sal word. Ons bid dat U altyd deur in ons lewe sal regeer en dat ons jeug in ons lewe sal sien dat dit die moeite werd is om U te dien. Ons vra dit alles in die naam van Jesus Christus, ons middelaar. Amen.
Remind me once again just who I am, because I need to know. You say I'm loved when I can't feel a thing. You say I'm strong when I think I am weak. You say I'm held when I've fallen short, when I don't belong. You say I'm yours, and I believe what you say of me. I believe the only thing that matters now is everything you think of me. In you I'll find my worth. In you I'll find my identity. You say I'm loved when I can't feel a thing. You say I'm strong when I think I am weak. You say I'm held when I have fallen short, when I don't belong. You say I'm yours, and I believe what you say of me. I believe. Taking all I have and now I'm laying it at your feet. You have every failure, God. You have every victory. Oh, you say I'm loved when I can't feel a thing. You say I'm strong when I'm feeling weak. You say I'm held when I have fallen short. You don't belong, but you say I'm yours, and I believe what you say of me. I believe, oh I believe, yes I believe what you say of me. Oh I believe. Ons almagtige Vader, vanoggend, al is dit koud en winter, sê ons dankie dat U ons met nog 'n dag geseën het, waar ons as gemeente U woord kan aanhoor en U kan loof. Here, met ons dankoffers aanbid ons U en sê dankie vir al ons seëninge elke dag. Help ons in hierdie tyd om net moed te hou en op U te kan vertrou. Ek dra weer aan U op, ons kerk, ons land, ons wêreld as gevolg van hierdie virus, want U alleen regeer oor U skepping. Amen. Op vaste fundamente het God sy kerk gebou. Apostels en profete het ons dit toevertrou. Die koning van die hemel
woord van die Here geluister het, is dit my voorreg om u te kan terugstuur binne in hierdie woeste en te mekaar wêreld met die woorde van 2 Korintiërs 13 vers 13, naamlik dat die genade van die Here Jesus Christus, dit beteken die goedheid van Jesus Christus, en die liefde van God, en die gemeenskap van die Heilige Gees, by julle almal sal wees. Amen. Stuur my nie terug nie, maar tel my op.